Openbaring 22 vers 12 sê, kyk ek is op pad, ek kom gou, sê Christus, my lys van wie beloon moet word, bring ek saam, ek sal elkeen gee wat hy volgens sy optrede verdien. Maak nie saak hoe klein die bydra wat jy lewer is, die God kyk na jou getrouheid. Al gee jy net 'n beker water vir iemand wat dors is in sy naam. Hou aan wanneer dit goed gaan en hou aan om getrou te wees aan die woord van God. Maak nie saak hoe rof of hoe sleg dit ook al by tye mag gaan nie. Soms voel jy om jou hande in die lug te gooi en hom te loof en te prys, maar daar is baie kere wat ons dit moet doen, al voel ons nie so nie. Maar jy doen dit omdat dit is wat God van ons vra. Dit is getrou wees aan God en hy sal jou beloon, verseker. Daar is te veel greenhouse Christene. Hulle bot en hulle floreer in beskermde omgewings waar daar nie wind is en storms is nie. Maar as die storms hulle slaan en hulle kry die wind van voor, dis dan wanneer hulle getrouheid aan God verloor en swak raak, want dinge is nie perfek nie. Ek wil iemand bemoedig vandag, moenie opgee nie. As jy opgee, dan diskwalifiseer jy jouself van die hoë plekke waar God jou heen wil vat. Al wat Matthias gedoen het, was om daar te wees, om sy moue op te rol en te dien. Moenie dat die duiwel jou ontmoedig nie. Hy was in God se teenwoordigheid, hy het God gesien en steeds kon hy nie getrou wees nie. Jy het God nog nooit gesien nie, maar bly getrou, want daar kom 'n dag wat jy hom verseker gaan sien en hy gaan jou beloon. Abba Vader, wat 'n bemoedigende vooruitsigte is dit nie. Die sekerheid dat daar 'n dag gaan kom wat ek U gaan sien. Gee my krag en wysheid en sterkte, Vader, om nooit op te gee nie en met 'n verwagting uit te sien na die dag wat U kom om my te kom haal. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.